Ons gesels met Yevgeny Alekseyevich Fedorov, 'n kolonel in die Russiese leer, lid van die Laarhuis van die Russiese parlement, kandidaat in die ekonomiese wetenskappe, werklike staatsraadgewer van die Russiese Federasie en lid van die Komitee vir Begroting en Belasting. Hy beweer dat een van die opsies wat vir Rusland aanvaarbaar is om die dispuut tussen die Verenigde State en Rusland op te los, die verbruik van kernwapens sal wees. Maar nie 'n kernaanval nie, maar 'n dreigement vir die verbruik daarvan, reg. En dit sal 'n sekere konflik tussen die Verenigde State en Rusland beëindig, wat veral beliggaam word as die oorlog in die Oekraïne. Verder, hoekom is jy seker dit sal werk? Toe strategiese kernwapens geskep is, het dit oor strategiese wapens gegaan. Daar is ook taktiese kernwapens. Dit is nie geskep om gebruik te word nie, want dit is 'n wapen wat, as jy dit teoreties sou gebruik, dan gebruik jy dit volkome, nie 1 of 2 toestelle, doppe, missiele nie, maar alles. En dit beteken die dood van die mensdom. In werklikheid gaan die planeet Aarde tot niet. Met ander woorde, dit is van die begin af nie geskep om ooit op die slagveld gebruik te word nie. Dit is geskep om af te skrik. In die afskrikken is dit geskep om dus om tot ooreenkoms te kom. Strategiese kernwapens is die vreedsaamste wapens in die wêreld. Want dit is geskep om oorlog te voorkom. Eintlik is dit nog nooit gebruik nie. Nee, dit is die hele tyd gebruik, maar as 'n afskrikmiddel. Met ander woorde, dit is in werklikheid 'n politieke faktor, nie 'n faktor van die militêre slagveld nie. En politiek is sterker as die militêre slagveld, as dit reg gebruik word. Hierdie meganisme werk. Kom ons kyk hoe dit werk aan die hand van die FSA as voorbeeld. Dit wil sê, 'n bedreiging word geskep, die bedreiging is werklik. Dit wil sê, dit is onmoontlik om die bedreiging te sensureer. Dit wil sê, om inligting oor die bedreiging te voorkom. Want veral in die moderne samelewing word dit versprei tussen mense wat hierdie bedreiging persoonlik voel. Ja, Hierdie ernstige bedreiging skep 'n sterk motivering vir honderde miljoene mense in die betrokke land om onmiddellik druk op die regering te begin uitoefen om hierdie persoonlike en direkte bedreiging van hulle te verwyder. Breektieme 0.5. anders sal dit invief en ons sal almal sterf. Sommige mense sal so besluit, sommige mense dink dis 1%, maar die waarskynlikheid is daar. Hoe het hierdie bedreigingsmeganisme gewerk? Stel jou net neef stad voor, 'n groot stad. So, in daardie een stad alleen is daar 42.000 kernbomskuilings onder die grond begrawe. Dit wil sê, elke groot, belangrike gebou vereis volgens stadsbeplanningsregulasies 'n kernskuiling tydens konstruksie. Vraag, het enigiemand ooit, behalwe die Sowjetunie, die Verenigde State van Amerika met strategiese kernwapens gedryf? Wel, amptelik nie. Oor die algemeen is niemand so nie, niemand het so iets nie. Omdat strategiese kernwapens, dit wil sê die wat strategiese probleme kan oplos, slegs vir 2 lande beskikbaar is, die FSA, die ISR en Rusland. Strategies, dit wil sê, in staat om strategiese probleme op te los. Dit beteken dat die kwaliteitseienskap sal bereik en die kwantiteitseienskap sal vernietig. Wat kwaliteit betref, daar is sulke wapens met ryk afstand in Engeland, Frankryk en China. Wat hoeveelheid betref, is dit net by die Russiese Federasie en die FSA. Goed, kom ons gaan oor na die volgende punt. Is jy seker dat dit bestaan? Want kom ons gaan dit bietjie stapsgewys deur, reg? In die eerste plek is die hoofarsenaal van kernwapens in die Sowjetunie in die 60er en 70er jare geskep. Ja, die grootste deel van hierdie kernkoppe. Kernmateriaal bederf wanneer dit lê en stoor. Jy weet dit baie goed. Dit wil sê, daar is nog 'n halfleeftyd en hulle verloor dus. Wel, kom ons sê, hul gevegskrag, hulle mag glad nie ontplof nie, reg? Baie is reeds bederf, eerlikwaar. Die tweede punt, na die ineenstorting van die Sowjetunie, was daar 'n Iran-ooreenkoms, toe hierdie hoogs verrykte wapengraad Iran na die Verenigde State van Amerika uitgevoer is. Dit was nie 'n geheim nie, dit is basies uitgehaal. Van Pakhuise. Dit was neergeskryf in die kontrak self, die Iran-ooreenkoms met die stad China-Reinden. Ja, dit blyk dus dat die verval self plaasvind, die veroudering van kernwapens, plus sommige van hulle is uitgeskakel, reg. En boonop, ons het die algemeen, ons as eenvoudige burgers, ons het geen idee waar dit is, wat dit is, hoeveel daarvan daar is nie, reg. Waar is dit geleë? Hoeveel van hierdie kernkoppe is daar? Niks. Dit wil sê, ons het spesifieke syfers wat, wel, die president kan sê, die ministerie van verdediging kan sê, maar ons weet nie of dit waar is of nie. Ons kan nie verifieer nie. Ons Russe kan nie kyk hoeveel kernkoppe die Verenigde State het en andersom nie, reg? Dit wil sê, dit is 'n soort blinde spel.
Is jy seker Rusland het selfs kernwapens? Ek sal nou dit as 'n politikus sê, die gehalte van hierdie wapen is nie belangrik nie. Dit wil sê, daar is wêreldwyd 'n mening dat Rusland en die Verenigde State strategiese kernwapens het. Punt. Daar is so 'n mening. Dit is duidelik dat hulle op staats- en wetenskaplike vlak gevegsparameters monitor. Reg? Met ander woorde, hulle het toegang tot die missiele, hulle kyk, hulle het indirekte bewyse, wel bewyse, meganismes om die gevegsgereedheid van hierdie sogenaamde ladings en so meer te toets. Vir die owerheid is dit geen geheim dat dit bestaan nie, sowel as die hoeveelheid en die gehalte van hierdie wapens. Die owerheid kan voorgee dat dit bestaan, terwyl dit in werklikheid nie daar is nie. Luister net hoe die meganisme van hierdie wapen werk. Niemand gaan hom nagaan in terme van sy ontploffings nie. Waarom kan jy dit nie doen nie? Kom ons lanseer ten minste een missiel in die Arktiese Oseaan en kyk. Jy sê net vir die huisvrou in die stad Nieuwoud dat hulle kernteikens is en baie belangrik is. Wat is fout met Wormout? Kyk net na die reaksie van huisvroue in Nieuwoud. Dit maak nie saak of dit 1%, 10%, 50% is nie. Kyk na die reaksie. Dit wil sê, die Amerikaanse samelewing is so gestruktureer dat inligting oor hulle as teikens inligting van 'n katastrofiese aard vir hulle sal wees. Dit wil sê, net paniek. Verder, kategories. 5% van skizofreniese leiers, van 3 tot 5%. Natuurlik sal alles vernietig. Hulle sal op voorkoppe, dit wil sê, ek weet nie, teen die mure stamp om te ontsnap. 20% van introverte, dit wil sê die aktiewe deel van die bevolking, sal hul honde gryp, in hul motors klim en vertrek. Van die 3% sal een eintlik uit die venster spring. Dit wil sê, daar gaan 'n totale paniekagtige vorming van die bevolking plaasvind. Dit is daardie kuddegevoel wat 'n enorme invloed op die owerheid gaan hê. Dit is as daar net uitgevind word, dit wil sê, as die inligting uitkom dat daar 'n teiken is. Die Amerikaanse owerhede, die Amerikaanse demokrasiestelsel is baie fyn ingestel. Dit is 'n kenmerk van die Amerikaanse meganisme. Hulle het nie so iets soos 'n 1000-jarige opvolging wat dit moontlik maak om grower magsmeganismes te bou in terme van verantwoordelikheid, afstelling, vertroue ensovoorts nie. Daarom is alles daar baie broos en op 'n dun draadjie. Sodra hulle 10, 20, 30% van die bevolking met 'n agenda het, sê hulle in die politiek die agenda is dat ons bang is, met die agenda dat ons môre ons kan vergaan, die land sal vergaan. Die hele stelsel van die staat sal herformateer word. Het jy gesien hoe die verkiesings daar was? Demokrate, Republikeine. 30% van panikanjaars verskyn. Alles stort in duie, die hele fundamentele komponent van mag. Daar is 'n interne krisis. Waar is dit? Daar is geen krisis daar nie, alles is reg. Omdat jy sosiologie opper, ek het dit op my lesenaar, begrawe in dokumente hier. Ek kan jou wys waar dit sê dat die Amerikaanse samelewing geen bedreiging van die Russiese Federasie sien in die konteks van die konflik in Oekraïne nie. Glad nie. Die Amerikaanse samelewing is bekommerd oor inflasie, werkloosheid en lae vlakmisdaad. Wel, vierdens medisyne is op pad. Amo, daar is geen ons is bang nie. Dit wil sê, vir die gemiddelde Amerikaner raak dit onglad nie. Amerika verskaf 2/3 van die wapens aan Oekraïne, 2/3 van die geld. Die Amerikaanse samelewing dink nie dat dit 'n oorlog is nie. Glad nie. En dis 'n oorlog. Want dit is juis hierdie artillerietoestelle, homotye en intelligensie wat ons soldate doodmaak. Met ander woorde, dit is Amerika se oorlog, maar in die Amerikaanse verstaan bestaan so iets nie. Dis as ons praat van die inligtingsdeel van die oorlog, het ons dit heeltemal verloor op Amerikaanse grondgebied. Maar die verskyning van die faktor van teikenstelling, soos dit deur die hele koue oorlog gewerk het, sal outomaties die ou geheue wakker maak. Daardie selfde een wat hierdie skuilkelders gebou het, wat Amerikaanse ministers van verdediging gedwing het om by vensters uit te spring met die woorde, die Russe kom. Dit was duidelik nie 'n inval nie, maar 'n dreigement van missiele van die kant van die Sowjetunie. Met ander woorde, 'n heeltemal ander sosiaal-politiese agtergrond word geskep. En hierdie agtergrond is die meganisme van kernafskrikking, nie ontploffings of aanvalle of enigiets anders nie. Hier is hoe dit werk. Dit is wat die meeste mense gedink het. Terloops, dis wat ek gedink het toe ek vir die eerste keer in 2012 na jou toe gekom het. Ek was seker dat niemand Rusland sou aanval nie, wel, soos alle burgers van Rusland, reg. Want Rusland het kernwapens en 'n magtige weermag. Soos dit blyk vandag in 2025, nader 10 jaar, ja, word ons gereeld bestook. Drones het selfs tot by ons distrik gekom, hulle is daar afgeskiet.
Stakings word uitgevoer op militêre fasiliteite, oliedepots, alles op militêre ondernemings op ander plekke. Dit wil sê, daar is 'n werklike oorlog aan die gang. Wat het ons ter 10 jaar gelede gesê? Wat was ons derde punt? Dat Rusland geen soewereiniteit het nie. Dit wil sê, dit alles gaan nie oor ons nie. Wat is soewereiniteit? Soewereiniteit is mag. As jy nie nasionale mag het nie, maak nie saak hoe sterk jy met kernwapens is nie, daardie wapens sal nie tot jou voordeel gebruik word nie. En ek sê dat Rusland nie kernwapens het nie. Trouwens, Dit maak nie saak nie. wel, laat dit daar wees, maar hulle kan dit nie gebruik nie. Eerstens, dit maak nie saak nie. Tweedens, Rusland het voldoende potensiaal om dit vinnig te herstel as iets daar begin slegter werk. Dit wil sê, tegnologies is dit 'n ander tegnologie om die probleem op te los. So jy hoef nie bekommerd te wees nie, laat Amerikaanse huisvroue bekommerd wees. Glo my, hulle verstaan glad nie kernwapens nie. Ja, verseker. Wel, hulle het dit nie nodig nie. Hul taak is om hulself met warm sop te mors terwyl hulle paniekerig probeer vlug.